Reg, hierso is gou-gou 'n video om te verduidelik hoe om die trieg saamgestelde hoeke se formules te gaan bewys in die eksamen. Nou, hulle sal altyd vir jou hierdie enetjie gee. So hulle sal nooit vir jou vra om hom te gaan bewys nie, maar jy moet kan in staat wees om van daai ding af hierdie ou en hierdie ou te kan bewys. Nou onthou mense, jy weet waarby jy moet uitkom, want daai is mos op jou formuleblad. Okay, so jy weet waarby jy moet uitkom, jy moet nou net onthou hoe om dit te gaan skryf. Okay, so kom ons doen gou die eerste enetjie. So onthou nou, ek soek die formule vir hierdie ou, maar ek het net daai ou om te gebruik. So jy moet aan 'n plan dink, hoe gaan ek hierdie ou gaan skryf, soos daai ene lyk. So sien jy, daai is 'n minus. So ek moet hierdie ou gaan skryf, dat hy ook 'n minus het. Dan kan jy mos nou sê, okay, ek kan gaan sê A minus B. Want dit gaan ons nog steeds vir my gee A plus B. Maar, nou is hy in die vorm wat ek wil hê. Ek het 'n hoekie met 'n minus, en dan het ek my tweede hoekie. So nou lyk hy soos in daai vorm daar, wat ek nou kan gebruik. So wat sê die ding? Kos, sin. So kom ons gaan skryf hom. Kos, dan sit 'n plus, sin. Okay, nou hoe gaan ek daarby uitkom by my antwoord? Want wat gebeur nou? Ek maak net daai hoekie skerp. Minus B is mos in die 4de kwadrant, en kos is daarso positief. So dit raak dan net kos B. En daai minus B is ook in die 4de kwadrant, maar sin is negatief daar. So dit is hoekom daai plus dan verander na 'n minus toe. En daar is hy dan net soos wat hy op die formuleblad staan. Okay, as jy 'n sin ouetjie kry, dan moet jy aan 'n plan gaan dink. Hoe gaan ek nou vir sin gaan skryf, dat hy 'n kos raak? Nou, om van sin na kos toe te gaan, moet ek mos kofunksies gebruik. So dan mag ek die naam verander na kos toe, maar wat moet gebeur? Ek moet 90 minus van die hoekie af. So ek gaan sê 90 minus A plus B. Okay, maar nou lyk hy nog steeds nie soos wat ek hom wil hê nie. Ek wil 2 hoeke hê. So nou gaan ek hom net gaan skryf as 90 minus A is my 1 hoek, minus in die middel, en dan 'n B. En as jy gaan kyk, as jy die minus inmaak, dis mos nou minus A minus B, dan is dit presies wat daar so staan. So dit maak alles sin. En nou het ek 'n hoekie hier, met 'n minus en 'n ander hoekie daar. So nou kan ek weer daai formule gaan gebruik. So ek kan hom net kos, sin gaan skryf. So dit gaan wees kos van my eerste hoek, kos van my tweede hoek, plus sin van my eerste hoek, en sin van my tweede hoek. Okay? En wat het nou hier gebeur in die laaste stap? Daar is mos nou 90 minus A, dis 'n kofunksie, so dis hoekom die naam van kos het nou verander na sin toe. Daar het dieselfde gebly, en hier is weer 'n kofunksie, so 90 minus A verander na kos toe. En daar staan hy net soos op die formuleblad. Okay, dan die laaste enetjie, vir hom gaan 'n mens actually glad nie daai boonste ene gebruik nie. Jy gaan die enetjie gebruik wat jy nou net hier gekry het. Die oranje enetjie. So jy gaan hierdie ou probeer gaan skryf, dat hy soos die oranje enetjie lyk. So jy gaan sê, okay, ek wil hom laat hê met 'n plus in die middel, so ek gaan sê sin A plus minus B. Dit maak nog steeds A minus B wat daar so gaan staan, maar wat ek nou het is, ek het 'n hoekie plus 'n ander hoekie. So nou lyk hy in daai vorm daarso. So dan gaan ek net my antwoord wat ek daar gekry het, gebruik om hierdie ou te gaan aflei. So dan gaan dit wees, wat staan daar? Sin, kos, sin. So dit gaan wees sin, kos en sin. Reg? En dan maak jy hom net weer skerp. So daai dieselfde gebly, minus B, dit is weer in die 4de kwadrant, en kos is daar so positief, so dis hoekom hy net daai raak, en dan daar is weer die 4de kwadrant, maar sin is negatief, so dis hoekom daai plus dan verander het na 'n minus toe, en daar sê hy net soos op die formuleblad.